Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding. Gesalfde en Heer. Want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer. Want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer. Sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg, en ons is hier vir U, hoor ons halleluja's. Kom mee, word verheerlik hier ons, kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom mee, neem alleen die eer ons, lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg, en ons is hier vir U, en hoor ons halleluja's. Kom mee, word verheerlik hier ons, kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom mee, neem alleen die eer ons, lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Die
For from you are all things, to you are all things, you deserve the glory. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Here, U is so waardig. En U is so waardig om aanbid te word vanoggend. In light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. And beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above, and humbly you came to the earth you created, all full of saints became born.
altogether worthy, altogether wonderful to me. Ons laat die oor aan bid ek vir ons vanoggend. Here, vanoggend is ons hier so om U te aanbid. Om ons lewens, ons harte, ons gedagtes, alles wat ons het en alles wat ons is, Here, by U voete te kom neerlê. Maar Here, my gebed vandag is, Heilige Gees, dat U elkeen van ons harte sal kom deursoek. Here, dat ons aanbidding vir U aanvaarbaar sal wees. Heilige Gees, ek wil bid vir myself en vir elke persoon, Here, dat as daar miskien iets in hierdie lewe is, wat miskien ingekruip het, wat dalk belangriker geraak het as U. As ek dalk belangriker geraak het in my eie oë, my eie drome, my eie sukses. As ek dalk myself begin aanbid het, Heilige Gees, bid ek dat U vanoggend sal kom en kom wakker maak en my kom wys, Here, dat ek het miskien besig is om te mis. Want Here, Jesus, U alleen, aan U alleen behoort ons aanbidding, aan U alleen behoort al ons lof. Here, want U is net so goed. U is so vol liefde, so vol genade, soveel kanse. En dankie, Here, dat ons weet, U is ook hier vanoggend en U het 'n afspraak met elke mens. Ek bid, Here, in die naam van Jesus, dat U mense sal ontmoet waar hulle is vandag. En Heilige Gees, dat U so kragtig en magtig sal werk in mense se harte, dat mense sal loskom, bevry kom. En Here, vir elke mens wat voel, hulle val bietjie uitmekaar uit vanoggend. Vir elke mens wat gebroken voel, stikkend voel, bid ek, Here, dat U sal kom restoreer soos net U kan. Dat U sal dinge kom omdraai, dat U sal kom heel maak. Dat U genade so tasbaar sal wees vir elke mens. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om U te kan aanbid, U te kan ken, U naam te kan aanroep. Woorde is nie genoeg nie, Here. Ons sê vir U dankie vanoggend. Mag U in hierdie boodskap werk, Here, en mag U spreek vanoggend. En mag ons ontvanklik wees vir dit wat U wil sê. Ons bid en vra U alleenlik, nie wat ons verdien het nie, maar in die naam van Jesus wat alles moontlik gemaak het. Amen. Amen. Baie dankie, liewe vriende, julle kan gerus julle sitplekke neem. Ons sê vir Tiffany en vir JP hulle baie dankie vir die aanbiddingsgeleentheid so saam met hulle, en van my kant af baie welkom hierso vanoggend. Is so lekker om julle hierso te sien. Ek hoop en vertrou jou week was goed gewees. En ja, ek is bly jy's hierso vanoggend. Ek glo en vertrou dat jy werklik waar hierso is vir 'n rede, en nie toevallig maar net besluit het om kerk toe te gaan nie. En ek weet die Here het 'n boodskap vanoggend. Ons begin ook met 'n nuwe reeks vandag wat handel oor 'n studie wat ons gaan doen. En die reeks se naam is Into Verloor Ek Dit. En hierdie gaan bietjie 'n Bybelstudie reeks wees waar ons bietjie gaan kyk na stories en karakters en mense in die skrif waar hulle dit so bietjie verloor het. Waar hulle of hulle meer, of hulle geloof, of hulle self, of hulle geduld verloor het. En hoe die Here te midde van die mens se gebrokenheid, te midde van die mens se swakheid, altyd in 'n mens se gebrokenheid intree. En hoe groot en hoe amazing die Here se genade is vir ons as mense, en hoe die Here 'n restaurasieproses, hoe die Here wil restoreer te midde van my en jou gebrokenheid. So dis waar hierdie reeks gaan. En ek weet, miskien sit jy hier vanoggend, en ek weet baie van julle is goeie mense, en van julle is groot Christene, van julle is het dalk nog eers jou hart vir Jesus gegee nie, maar ek is seker daarvan as ek die volgende stelling maak, almal het dit al iewers verloor in die lewe, né? Enigiemand saam met my vanoggend? Moenie nou te Holy Joe Moses wees hier in die kerk nie. Jou vrou weet langs jou, of jou man weet nou langs jou en sê, ja broer, jy het dit vanoggend verloor toe ons nie betyd was vir kerk nie, okay? Nou ek wil nie, jy moet jou hand opsteek vanoggend, of jy kan dalk jou man of jou vrou of jou kind pouk as jy wil, maar ons almal het dit op 'n manier of so verloor iewers al. Miskien het jy al jou meer verloor in die lewe. Enigiemand hierso,
Of enigiemand al hulle meer in verkeer verloor. Jy weet, vir 'n sekere kar of mens of 'n sekere voertuig, né? Iemand al hulle meer verloor langs 'n rugbyveld. Ouers, mamas. Nee. Almal het al iewers al meer verloor, dalk vir 'n mens, dalk vir 'n kollega, dalk het jy al iewers jou vertroue verloor op iemand, né? Dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, weet jy wat, ek kan nie mense vertrou nie. Ek kan nie mense vertrou nie, want hulle jok altyd vir 'n mens, en hulle daag nie op nie, hulle sê hulle gaan daar sal wees. Miskien is jy baie skepties vandag. Miskien verloor jy jou geduld gereeld met jou kinders, né? Dis hoekom jou haarlyn al hoe hoër opgaan, want dis is jy kan net nie meer nie. Hulle wil nie luister nie, hulle wil nie leer nie, hulle wil nie hulle ding doen nie. Dalk is jy 'n baie ongeduldige mens en jy verloor jou geduld dalk. Dalk het jy al iewers jou menslikheid verloor. Ek weet nie, het jy al regtig al ooit jouself so verloor dat jy amper voel jy's ek nou soos 'n dier te kere gegaan amper tot 'n mate, nie eintlik soos 'n mens nie. Dalk het jy al jou heiligheid of jou reinheid verloor wat hierso sit. Dalk het jy al jou geloof verloor. Miskien sit jy hierso en jy dalk al jouself verloor. Miskien jouself al ooit in die spieël gekyk en gesê, ek herken nie regtig die mens wat voor my nou staan nie. Iewers het ek dit verloor, iewers het ek die pad byster geraak, iewers het ek dit net heeltemal verloor en almal het ongelukkig al iewers iets verloor, op 'n manier dit verloor, jou menslikheid, geloof, die meer geduld. Daar is soveel goed wat ons gaan loop en ons gaan bietjie na hierdie studie kyk en ons gaan agterkom in hierdie studie hoe gebroken die mens eintlik is. Hoe stikkend ek en jy eintlik werklik is en hoe die sondige natuur eintlik so groot houvas op die mens het, maar aan dieselfde tyd gaan ek hier agterkom in hierdie studie hoe groot God se genade is, hoe groot God se liefde is, en hoe God se hart nog altyd is om restaurasie te bring binne die mens. En ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Wil hê jy moet hoor dat God se hart is vir jou. As jy hierso sit en sê, Darius, ek verloor dit gereeld. Ek het dit voor kerk verloor, ek gaan dit nou verloor, ek weet dit, want ons moet nou die kinders help, eksamen leer, en dan sal dit in die tweede vraag het nie reg kry nie, gaan ek my toys uit die kot uitgooi. Maar ek wil vir jou sê, God se hart is vir jou. God se hart is vir jou te midde van jou gebrokenheid, want God wil altyd restaurasie bring. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie gedink, God se geduld moes al lankal met my uitgehardloop het. Hoeveel keer het jy al gebid en sê, Here, is alweer ek. Ek het dit alweer verloor vandag. Ek het alweer daai kind amper by sy nek gegryp, of daai persoon deur 'n muur geskop, of daai taxi van die pad af gery. Hoe gereeld het jy al, Here, is alweer ek. It's me again, alright. Ek het al baie gedink, Here se geduld moet uithardloop, maar sy geduld nie. Ons gaan kyk na 'n studie en stories, en vandag begin ons by die verhaal van Kain en Abel. Nou hierdie verhaal het jy al miskien baie keer gehoor in jou lewe, of miskien het jy al geleer toe jy in kinderkerk gesit het, miskien het jy nog nooit daarvan gehoor nie, maar hierdie storie is in die begin van die Bybel in Genesis 4, en jy kan gerus daai studie gaan doen op jou eie, deur die hoofstuk gaan lees ensovoorts, 'n ongelooflike kragtige gedeelte, en ek het altyd net op die oppervlak gekyk na hierdie storie, en nie regtig dieper gaan kyk, en hier is eintlik iets so ongeloofliks in die storie vir elkeen van ons. Nou, die storie handel oor twee broers, Kain en Abel. En as jy met 'n boetie en 'n sussie groot geword het, sal hierdie storie dalk baie relevant wees op jou ook. Jy sal iets hierso, en dit gaan oor twee Christene, twee aanbidders tot 'n mate, en waar hulle by 'n aanbiddingsgeleentheid gekom het, hulle offers gebring het, en waar Kain se offer nie aanvaar was deur die Here nie, en hy dit so verloor het, dat hy sy eie broer vermoor het. Nou ek weet, jy sit dalk hierso en sê, Darius, ek het al amper my broer of my suster vermoor, maar ek was nog nooit daar nie. Maar dalk kan jy vandag iets in Kain se lewe agterkom, wat jou dalk kan help om dit nie weer dalk so te verloor nie. Dat jy nie dalk jou menslikheid kan verloor nie. Nou, hierdie twee het in dieselfde huis groot geword. Hulle was in dieselfde blootstelling gekry, hulle het dieselfde geleenthede gekry, hulle het dieselfde toegang tot God gehad. Al twee van hulle. Maar hier's waar dinge bietjie skeef geloop het, want daar was 'n verskil in die manier hoe Kain en Abel aanbid het. Vir die van julle wat notas maak, dis die groot sleutelwoord vandag, is aanbidding. Daar was 'n verskil tussen Kain en Abel se aanbidding. Nou julle, hierdie storie soos ons sê, vind plaas in Genesis 4, en daar gebeur 'n klomp eerstes hierso. So dit is die skepingsverhaal in Genesis 1, 2 en 3. Adam en Eva was daar gewees, die sondeval het gebeur, ons ken die storie, en Adam en Eva vind hulle self nou buite die tuin van Eden, en hier gebeur 'n klomp eerstes.
Vir die eerste keer in geskiedenis word 'n vrou swanger. Kan jy gou jouself inleef, die skok, die horror, alles wat saam met dit gegaan het, ewe skielik begin jou vrou se pens te groei. Wat gaan aan daar? Is dit bietjie gas wat vassit? Nee. Kan jy self, ons vat dit so aangeneem, daai ene swanger, maar kan jy dink vir die eerste swangerskap, nee? Hier begin sy bietjie gewig optel. Maar daarom was daar nie ander vrouens nie, so toe hy vir haar sê, jy word bietjie groter, sy sê gesê, hoe cool is hierdie, ek raak lekker groot. En dink hier is die eerste kind wat gebore word. Die tweede kind word gebore en hier vind ons die eerste gesin in geskiedenis. Hier so in Genesis 4. En is nie net die eerste gesin, dit is die eerste dysfunctional family. Nee, want soos ons nou sal agterkom, dit was nie alles maanskan en rus in die dag gebeur, 'n moord in hierdie familie, en jy dink dalk jou familie was dysfunctional gewees, of die enetjies langs wie jy nou sit, sê jy is ons klompie, ons is nou net bly, ons is hier so, nee? Hier is die eerste dysfunctional family, en soos ek en jy vandag, bietjie hierdie ding ontleed, en net bietjie agterkom, waar dinge verkeerd gegaan. Wat het gebeur en hier vind 'n moord plaas in hierdie familie. En nie net, dit so interessant is van die storie, hier vind 'n moord plaas na 'n kerkdiens. Na 'n kerkdiens. Na 'n aanbiddingsaand of 'n aanbiddingsgeleentheid, hoe ons dit in vandag se terme sal sien, na 'n aanbiddingsgeleentheid vind daar 'n moord plaas. Kain vermoor sy broer Abel, want Kain het dit verloor. Hy het sy meer verloor, hy het sy verstand verloor, hy het homself verloor, en hy pleeg moord. Hy pleeg moord. En hierdie gebeur as gevolg van die vorige hoofstuk, onthou die vorige hoofstuk sê vir ons die sondeval het gekom, en in Romeine 5 skryf Paulus, dit wat die sonde uitbetaal is wat? Die dood. En hierso sien ons, direk na die eerste hoofstuk, speel die vrug van sonde vir die eerste keer uit, die dood uit. En daar gebeur 'n moord. En soos hierdie uitpak, gaan ons 'n klomp goeters raak sien uit Kain se lewe, maar ons gaan ook konteks kry oor hoekom hy dit verloor het. Maar ek weet jy gaan dadelik vir my hierso sê, Darius, ek beplan nie om iemand te vermoor nie. Ek weet dit. Nobody ever does. Nobody ever does, okay? Niemand beplan om 'n moord te pleeg nie. Niemand beplan om 'n verslaafde te wees, of 'n alkoholist te wees, of 'n moordenaar te wees. Nobody plans it, people. En die realiteit is, daar gebeur 'n klomp klein dinge, en ons gaan sien in Kain se lewe, 'n klomp klein dinge wat lei dat hy op 'n stadium kom waar hy moord pleeg. En jy sit dalk hier en sê, maar Darius, ek gaan nie moord pleeg nie, maar dalk is jy besig om 'n klomp goed toe te laat in jou lewe, en jy's op die punt om dit regtig te verloor. En ek praat nie net van jou meer een keer te verloor en bietjie te skree nie, maar dalk groot reperkusies, waar jy jou kinders afskryf, waar jy jou kinders verband, waar jy jou vrou afskryf of jou man afskryf, waar jy jou lewe verloor, jou werk verloor, jou gesondheid verloor, jou mental health verloor. En miskien kan jy uit Kain se lewe vandag dalk agterkom, miskien is daar 'n trigger, miskien is daar iets waar ek dit stelselmatig besig is om te verloor, wat dalk 'n groter verloor in my lewe kan veroorsaak. So wat leer ons uit Kain se lewe? Wel, heel eerste, besef ons Kain was 'n boer gewees, okay? Hy was John Deere trekker, ry in die plaas. Ek weet julle almal dink julle is boere wat hier so sit, want ons is Afrikaners, maar Kain was 'n boer, okay, 'n regte boer. Nou ons lees saam in Genesis 4 vers 1 tot 2 wat gebeur. Hy sê die mens het by sy vrou Eva geslaap en sy het swanger geword. Sy het geboorte gegee aan Kain en sê toe, met die hulp van die Here het ek 'n man voortgebring. Daarna het sy geboorte gegee aan sy broer Abel. Toe hulle groot was, het Abel 'n veeboer geword en Kain 'n landbouer of 'n landboer, op dood eenvoudig. So wat leer hierdie vir ons? So dit vertel so 'n bietjie van wat hulle gedoen het, waar hulle kultuur was ensovoorts. So na Genesis 2 en 3, hierso settle die familie en Kain en Abel, hulle word 2 boertjies. Okay? 2 boertjies. Hulle begin te boer, een boer met vee, ander boer met land. Okay? Nou ons kan nou 'n debat hê, wat's makliker en wat's moeiliker, vee is moeiliker,
plante is moeiliker, ek weet nie, julle kan self debatteer daaroor ensovoorts. Maar hierso kom hulle op hierdie stadium. Nou dit sê nie baie van hoe hulle groot geword het ensovoorts nie, maar dit sê baie van dis wat hulle gedoen het vir 'n lewe. Is wat hulle gedoen het vir 'n lewe. Hierdie is belangrik om te weet vandag. Want in Kain se werk, en wat ons nou sal agterkom, Kain se werk het weerspreek hoe dit gaan met sy aanbidding. Ek wil dit weer sê, in Kain se werk het dit weerspreek, of het dit aanduiding gegee hoe dit gaan met sy aanbidding. So die een boer met hierdie klomp diere, en die ander boer met hierdie grond, en Kain bring op die stadium dit, wat hy groei uit die grond vir die Here, en dat sal sien volgende wat gebeur. So Kain was 'n boer gewees, dis hoe hy groot geword, dis wat hy gedoen het, hulle het 'n klomp goeders gedoen ensovoorts, hulle het geboer en geleef, maar meer as dit, Kain was nie net 'n boer gewees nie, hy was 'n Christen gewees. En ek weet nie meer as ooit praat hierdie storie met die Afrikaner vir my tot 'n mate, want dit voel vir my almal ons dink ons is boere en ons is Christene, né? Die Afrikaner. Ons boer en ons volg Jesus, né? En Kain was 'n aanbidder ook gewees. Hy was 'n ou wat kerk toe gegaan het, soos ek en jy. Hy is iemand wat die Here geken het. Hy het die blootstelling aan God gehad, en hoor wat gebeur, Genesis 4 vers 3 tot 5, hy sê dit vir ons so mooi. Toe oestyd aanbreek, het Kain uit sy opbrengs van sy landerye 'n offer vir die Here gebring. Abel het die beste uit sy lammers, die eerstelinge van die seisoen, en van hulle vet as offer gebring. En die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie die van Kain nie. Daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. So die teks leer vir ons hierso, al twee van hierdie het na 'n offertafel toe gekom, na die kerk toe gekom, en hulle het hulle offer gebring. Twee broers, twee werke, twee boere, hulle kom en hulle aanbid. Nou, as 'n klomp vertalings en studies oor hierdie gedoen, maar dit sê in die letterlike vertaling at the end of days. So ek glo dit was nie net 'n eenmalige gebeurtenis gewees nie. Ek glo hierdie was 'n paar seisoene wat hierdie gebeur het, waar Kain en Abel elke keer 'n offer gebring het, en die een was aanvaar en die ander een was nie. En jy sal agterkom hoekom ek hierdie sê, want die Here praat hieroor. Die Here praat hieroor, en ons sal nou daar gaan. Nou, dit kon duidelik ook gewees het in die studie wat ons gesien het, dat God het 'n manier gehad om aan hulle te kommunikeer. Hoor, hierdie offer is goed, hierdie offer is nie goed nie. Hierdie offer aanvaar ek, hierdie offer aanvaar ek nie. So God het met hulle gekommunikeer, en baie vra, hoekom het God Abel se offer aanvaar, en hoekom het God nie Kain se offer aanvaar nie? Wel, baie sal sê, want skaapvleis is duurder as 'n mielie. Okay? Vleis is meer waardevol as plante, as mielies en koring en al die tipe van goed ensovoorts. Maar dis nie waar nie. Ek wil sommer vandag daai mite vir jou breek. Dis nie die rede hoekom God nie sy offer aanvaar het nie. Baie mense dink is omdat dit verskillend was en vleis is duur en vleis is meer waardevol en mense so, dis nie hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie. Jy sien, daar's twee redes hoekom God nie sy offer aanvaar nie. Heel eers een, het dit gegaan oor die kwaliteit van die offer. Dis hoekom God nie sy offer aanvaar het. Dit gaan oor die kwaliteit van die offer, want jy sien, as jy kyk na Abel se offer, die Bybel is baie spesifiek in hoe hy Abel se offer beskryf teenoor Kain se. So dit sê, daar was 'n verskil gewees in die manier en die kwaliteit van die offer wat hulle gebring het na God toe. In die Engels, die ESV, sê uiteindelik vir my so mooi, hy sê in Genesis 4:4 sê hy, and Abel also brought of the firstborn of his flock, and of their fat portions, and the Lord has regard for Abel and his offering. So wat leer hierdie vir ons? As jy 'n bietjie studie gaan doen, Abel het die beste van sy beste vir die Here gebring. Ons moet nou hoor, Abel het die beste van sy beste, die beste van sy beste, hy die eerstgeborene van sy skapies het hy gevat, en hy die vet wat hulle gemaak het, nou jy dink, eeuw, gross, maar het jy al ooit 'n lekker stuk crackling geëet van die vuur af, was baie lekker, ensovoorts, maar hy het dit vir die Here gebring, okay, en hy het sy beste vir God gegee. In die Bybel spesifiseer dit nie noodwendig oor Kain nie. Want Kain, as hy sy beste gebring het, glo ek die Bybel sou dit ingehaal het. Maar ons sal agterkom eintlik tot 'n mate dat dit noodwendig Kain se beste was nie. Dit lei ons na die tweede rede hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie, want dit het alles gegaan oor die hart waarmee hulle dit ook geoffer het. Gegaan oor die hart.
Dit gaan oor wie die persoon is en wat sy hart is teenoor die offer wat hy bring vir die Here. Jy sien, want ons sien God se respons in vers 7, net so 'n bietjie later. Hoor wat sê hy hierso vir Kain. Hy sê, is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Nou julle, hier sal dit nou so 'n bietjie diep raak en waar ons dit moet verstaan. Jy sien, as jy hierdie mooi gaan lees en bestudeer, sal jy gaan kyk, God kyk na die hart. God kyk na die hart van elke liewe mens. En die aanbidding wat jy bring, die offer wat jy bring, gaan oor die kwaliteit en die hart waarmee jy die offer bring. En as jy bietjie studie gaan doen, sal jy agterkom, Abel, die boetie wat doodgemaak is, het die Here werklik lief gehad. Hy was nie net 'n Christen op 'n Sondag nie, maar hy het dit actually geleef. Aanbidding was deel van sy leefstyl. Sy werk wat hy gedoen het, het hy die beste gekry en gesê, okay, die beste van my werk gaan ek vat en ek gaan dit vir die Here gee. So sy lewe het ooreengestem met sy aanbidding. Sy aanbidding het ooreengestem met sy lewe. In Kain se geval was dit nie so gewees nie. As jy 'n bietjie studie doen, en ons gaan nou daarby kom ook, maar dit blyk dat Kain het 'n offer gebring, maar hoe hy geleef het deur die week het anders gelyk. En nou, ek weet nie van jou nie, maar iets in dit praat met ons vandag wat hierso sit. Jy sien, dis een ding om op mooi gesiggie op 'n Sondag te kom sit hier in die kerk. Dis een ding om jou handjies in die kerk op te steek en almal by die deur te groet en 'n koppie koffie te drink en prys die Here. Maar die manier hoe jy leef van Maandag tot Saterdag lyk baie anders. Jy sien, jou leefstyl moet ooreenstem met jou aanbidding. Want dit hoe jy leef, wys dit wat jy aanbid. En hier is nogal so 'n groot ding wat ek agter een ou het hierdie gesê wat nogals mooi was. Hy sê, God sien nie aanbidding verwyderd van die een wat aanbid nie. God sien nie die offer apart van die een wat dit bring nie. Verstaan julle wat dit beteken? Dit beteken jou aanbidding, jou offer moet ooreenstem met dit wat in jou hart en in jou gees en in jou lewe aangaan. Die manier hoe jy leef moet wys wie jy aanbid. En in Hebreërs, klomp hoofstukke later in die Bybel, klomp jare later in die Bybel, dan spesifiseer hulle dat Abel 'n geloofsheld was oor hoe hy aanbid het en hoe hy geleef het. Hebreërs 11 vers 4 sê dit so, hy sê, omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer as Kain aan God gebring. God het Abel se offer aanvaar en daarmee bevestig dat hy 'n regverdige mens is en al is hy lankal dood, praat hy deur sy geloof nog steeds met ons. Jy sien, iets in hierdie storie laat my besef tot 'n mate, Kain het 'n lewe geleef buite kerk. Sy lewe buite kerk het anders gelyk. Die manier hoe hy seker met sy werkers gepraat het, die manier hoe hy deals gedoen het, die manier hoe hy met mense gewerk het en waar sy hart gelê het en waar dit gegaan het, was verwyderd van die offer wat hy gebring het vir God aan die einde van die seisoen. Dis die ding. Baie van ons dink ons kan leef soos wat ons wil van Maandag tot Saterdag. By die werk kan ons die onder die tafel deal doen. Ons kan nie bribe vat. Ons kan by die deure instorm en die vrou en die kinders vloek en skel en skree. Deure toeklap, ons die meer verloor, die taxi van die pad afjaag om die nasionale saluut gee. Eet soos wat ons wil, kyk wat ons wil, luister na wat ons wil, doen wat ons wil, drink wat ons wil, leef soos wat ons wil. Vrydag aand kap ons hele bottel brandy, Saterdag kap ons hele kas bier. Maar Sondag is ons in die kerk, né? Sondag is ons in die kerk. Prys die Here, hy is goed. Halleluja. Ek gaan vir jou sê, jy moet leer uit Kain en Abel se lewe. Die aanbidding en die aanbidder kan nie van mekaar geskei word nie. Jy kan hier by die kerk kom staan op 'n Sondag en 'n mooi show opsit. Die Here sien ons harte raak. En ons leefstyl, ons dade, ons woordkeuses, dit wat ons ry, dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit waar ons gaan, weerspreek ons aanbidding.
Hoor gou mooi, julle aanbidding is nie iets wat ons doen nie op 'n Sondag of wanneer jy jou Bybel oopmaak nie. Aanbidding is 'n leefstyl wat jy leef jou hele lewe lank. Ons almal is besig om iets te aanbid en ons gaan nou daarby uitkom, maar ons almal is besig om iets te aanbid en die manier hoe jy leef, wys wat jy aanbid. Jy kan jou gewete Sondag na Sondag hier by die kerk kom sis en jou hande opsteek en 'n mooi goed gevoel in jou hart kry, maar as jy dit nie leef nie, sit jy in dieselfde situasie as waar Kain sit. En dis waar dinge vir Kain verkeerd gegaan het. Jy sien, God het sy hart raak gesien. God het gesien, Kain is besig met 'n klomp ander goed, nou wil hy 'n offer bring, maar dit wat in sy hart en in sy lewe aangaan, weerspreek nie dit wat hy bring nie. So jy kan hierdie mooi offer bring, maar dit beteken niks nie, want jou hart is nie op die regte plek nie. En hierdie is groot vir ons. En wat gebeur met Kain? Omdat sy hart nie op die regte plek was nie, verloor Kain dit. Hy verloor dit. Hy bring hierdie offer en hy dink is goed, en die Here sê vir hom, Kain, hierdie is nie goed genoeg nie, broer. Hierdie is nie reg nie. En hoor wat gebeur, Genesis 4 vers 6 tot 7, hy sê, hy verloor dit toe, hy raak so kwaad ensovoorts, en God vra vir hom, hoekom is jy so kwaad? Vra die Here vir hom. Kain het langgesig syndroom. Ken julle van langgesig syndroom? Jou man of jou vrou het dit gereeld, né? As jy by die huis kom. Of groot kuite syndroom. Die kuite is opgeblaas. Hulle is kwaai, né? Kwaad, langgesig syndroom. En die Here vra vir hom, hoekom hang jou gesig so? Hoekom lyk jy so? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Hoor hierdie woorde, want sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin. So wat gebeur het? Kain verloor homself, hy raak ontsteld, hy raak kwaad, hy blaas sy kuite op, hy blaas sy meer op, rooi gesiggie, dik wange, dik bek, al die goed ensovoorts. Hy's kwaad, want die Here het nou nie sy offer aanvaar nie. En die Here het nou vir Abel se offer aanvaar, en jy weet daai ding, weet mamma en pappa is nou lief vir hom en nie vir my nie. Pappa aanvaar hom en nie vir my nie. Nou raak hy kwaad hier tot 'n mate. Want die realiteit is, God het nie sy offer aanvaar en sê, want Kain, jy leef nie reg nie. Ek kan nie hierdie aanvaar nie, jy leef nie reg nie. Jou geloof het nie saam met jou, het nie 'n geloofslewe geleef nie. Hy raak kwaad. En hierdie is nogal so groot, en plaas hy in daai oomblik sê, Here, vrek, okay, sorry. Plaas hy repent, plaas hy by plek kom en sê, okay, Here, ek is regtig sorry, ek besef dinge is nie reg nie, ensovoorts, maar nee, hy raak kwaad vir God. Hoeveel mense het al kwaad geraak vir die Here? Omdat die Here nie dinge doen volgens jou wil nie. Hoeveel keer het jy al kwaad geword vir die Here? Hoeveel keer het jy al gesê, ek is kwaad vir die Here, want hy het nie dit laat gebeur nie, of hy het nie daai laat gebeur nie, of hy het nie dit gelaat gebeur nie. Kain raak kwaad vir die Here. Want hoe kan u nie my offer aanvaar nie? Ek werk net so hard soos my broer. Ek doen net soveel soos hy. Hoekom gebeur dit nie in my lewe nie? Maar dit gaan alles weer eens oor die hart. En Kain verloor het teenoor die Here. Kain verloor het teenoor sy broer. Maar weer eens, hoe amazing is die Here. God sien verloor dit. God sien, hy verloor sy eer, hy verloor sy menswaardigheid. En wat doen die Here? Straf die Here met hom? Raas hy met hom? Nee, God tree in. Hy loop nie weg nie, God klim nie uit die gebrokenheid nie, maar hy klim in die gebrokenheid en hy kom na Kain toe en sê vir hom, broer, hoekom hang jou gesig so? Wat gaan aan? Hoekom reageer jy so? Hoekom is jy nou so kwaad? Hoekom is jy nou so bedruk? Hoekom is jy nou so neerslagtig? Wat gaan aan? En hierdie moet vir my en jou vandag net 'n bewyse wees om te sê, in my en jou gebrokenheid dien ons 'n God wat in die gebrokenheid inklim. As jy dit verloor, as jy stikkend is, as jy broos is, as jy gebroken is, weet vandag, die Jesus wat ek en jy dien, is 'n God wat in ons gebrokenheid inklim. Wat sy moue oprol en nie bang is om vuil te raak nie. Ek's mal oor Jesaja 1
vers 18 het vir ons so sê, en hoor die Here se hart, hoor hoe mooi stel hy het sê, hy sê, kom nou, laat ons die saak uitpraat. Hy sê vir ons, ek wil in jou gebrokenheid, laat ons die saak uitpraat. Maak nie saak hoe diep die vlek van julle sonde is nie. Ek kan dit verwyder. Ek kan julle skoonmaak soos sneeu wat pas geval het, selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle wit maak soos wol. Dis die God wat ek en jy dien. Is 'n God wat intree in hierdie oomblikke. En ek weet nie van jou nie, daar's oomblikke voordat ek en jy dit verloor, waar die Heilige Gees baie keer kom en vir ons sê, broer, boetie, pas op. Pas op waarmee jy besig is. Pas op waarmee jy speel nou, want jy staan op bietjie gevaarlike grond. Pas op. God waarsku vir hom oor wat in sy hart aangaan. Hy sê vir hom, die vyand, die sonde wil kom en hy wil jou kom verwoes. Maar wat gebeur? Sonde kry die beste van Kain. God tree en sê vir hom, Kain, pas op, maar sonde kry die beste van Kain, en hoor wat gebeur, Genesis 4 vers 8 tot 10, Kain het met sy broer Abel gepraat, en terwyl hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval en hom doodgeslaan. Daarna vra die Here vir Kain, waar is Abel, jou broer? Ek weet nie, is sy skerp antwoord. Ek is mos nie sy oppasser nie. Is hy nie so 'n boetie of 'n sussie ding om te sê nie, nee? Waar is jou boetie? Ek weet nie. Dis my te waai nie. Maar die Here sê vir hom, wat het jy nou aangevang? Die bloed van jou broer roep na my, waar dit op die grond geval het. Sonde die beste van Kain gekry. Hy het die stryd verloor, hy het ingegee, hy het homself verloor, en die sondige natuur het die beste gekry, hy verloor sy meer, hy verloor sy verstand, hy verloor sy geduld, hy verloor sy geloof in daai oomblik, en hy verloor dit totaal en al, dat hy op die punt kom waar hy moord pleeg. En meer as dit, pleeg hy nie net moord nie, hy verloor nie net homself in daai oomblik nie, hy verloor sy pad. Kain verloor sy pad. Hy verloor die rigting en die pad, en dit wat die Here vir hom gedroom het en gedink het, verloor hy totaal en al in die proses. Genesis 4 vers 11 tot 16 gaan verder, en hy sê, daarom word jy verban van die grond wat jou broer se bloed uit jou hand ontvang het. Dit sal nie meer vir jou 'n goeie oes lewer nie. Al werk jy hoe hard daarvoor, van nou af sal jy vlugteling en 'n swerwer op aarde wees. Kain antwoord die Here, my straf is te groot om te dra. U het my verban van my grond af, en uit die teenwoordigheid. U het my 'n swerwende vlugteling op aarde gemaak. Elkeen wat my teekom, sal my wil doodmaak. Die Here antwoord hom, nee, hulle sal nie doodmaak nie, want enige iemand wat jou doodmaak, sal 7 maal gestraf word. Toe sê die Here God 'n teken aan hom, sodat niemand hom kan teekom, wat hom teekom sal doodmaak nie. Kain het van die Here God se teenwoordigheid af weggegaan, in die land Nod, die ooste van Eden, gaan woon. 'n Interessante storie wat hier gebeur. Jy sien, die Here konfronteer vir Kain na hierdie oomblik en sê, okay, maar jy het dit nou verloor, jy het toe nou doodgemaak, wat gaan hier so aan, Kain? God tree in hier so weer eens, want Kain het homself heeltemal verloor, het homself verloor, meer verloor, maar meer as dit, hy verloor alles wat hy gehad het. Kan jy sien die effekte van sonde? Dit begin klein, en hier verloor Kain sy broer. Jy kan nou dink hy verloor sy familie, want ek weet nie van jou nie, maar as 'n ma en pa, as jou een kind, jou ander kind vermoor, ek weet nie hoe baie lief jy vir daai kind gaan wees nie, so hy verloor sy verhoudings, hy verloor sy werk, want die land waarop hy nou gaan werk, gaan nie meer vrugbaar wees nie, hy verloor alles, hy verloor sy pad. En dis die gevaar van om dit te verloor. Jy spot altyd so, Jesus, en toe verloor ek dit. Jesus, en toe verloor ek, en toe skree ek op daai, en toe sê ek vir daai, en toe sê ek vir daai ref, hy kan op daai plek toe gaan, hè. Ons sê dit so maklik, maar besef ons wat ons elke keer besig is om toe te laat. Weet jy wat is my die snaakste gedeelte van hierdie alles? Kain kry homself jammer. Het jy daai gesien?
Hy maak hom deur, die Here sê vir hom, hierdie gaan gebeur, en hy sê, my straf is te swaar. Broer, jy het nou net iemand doodgemaak. En julle, weet jy wat eintlik, wat verdien Kain? Kain verdien die dood. Kain verdien die dood. Onthou, hierdie is die eerste moord wat plaasgevind het. Hierdie is nog Ou Testament, harde reëls ensovoorts. En as jy gaan kyk na die skrif, Kain verdien die dood, want dis wat God eintlik ingestel het. Eintlik 'n paar hoofstukke daarna, Genesis 9 vers 6, dan sê die skrif dit so duidelik soos wat kan kom. Hy sê, iemand wat 'n mens doodmaak, moet beslis self ook doodgemaak word, omdat God die mens na sy beeld gemaak het. So Kain verdien die dood. Maar wat doen God? Hy moes die dood kry, hy moes doodgemaak word, maar dit gebeur nie met Kain nie. Weet julle hoekom? Genade onbeskryflik groot. Jy sien, Kain moes net daar eintlik op die plek waar die Here hom gekonfronteer het en gesê het, wat het jy nou aangevang? Jou broer se bloed roet my, jy het net jou broer vermoor, Kain. Moes hy eintlik vir Kain net daar doodgemaak het? Want bloed vir bloed. Dis wat die loon van die dood is hy moes doodgemaak word. Maar dit gebeur nie, want genade onbeskryflik groot. En hierso kan ons sien, in Genesis 4, in die begin van die Bybel, sien ons al God se hart vir die mensdom. Dat God, toe hy moes die dood gee, toe gee hy genade. Jy sien nie, die hele storie is eintlik vol genade. Jy sien die oomblik, toe Kain homself verloor het, toe hy kwaad word, God praat met hom, dis genade. God waarsku vir Kain, dis genade. Kain sukkel, Kain struikel, Kain maak dood, en die Here verwoes hom nie, dit is genade onbeskryflik groot. Jy sien, as jy die storie bietjie verder lees, Kain het daarvan af gegaan, hy het 'n vrou ontmoet, hy het kinders in die lewe gebring, en hy het 'n goeie lewe verder toegeleef. 'n Mens kan nou sê, maar dis nie justice nie, hy moes eintlik doodgemaak word, hoe kan hy uit sy broer vermoor? Julle, dit is die genade wat die mens nie altyd verstaan nie. Dit is genade onbeskryflik groot, en dit is God se hart van die begin af. Selfs al in die eerste storie in die Ou Testament kan ons sien, dis 'n storie en 'n God van genade. Baie mense vra oor, wat was die merk op Kain se kop? In die Engels praat dit van, ons 'n merk op sit, ek weet nie, Bybel spesifiseer nie. Dalk was dit 'n cool hairdo, merkie, sny, ek weet nie. Maar die storie gaan alles oor God se groot genade vir my en jou. Ek wil afsluit vandag by die groot hoekom. Hoe het Kain op 'n plek gekom waar iemand vermoor het? Nie net enigiemand, nie net 'n vreemdeling, nie net iemand, hy het sy eie boetie vermoor. Why? Dit gaan alles oor, want Kain se aanbidding was nie reg gewees van die begin af nie. Kain se aanbidding was gerig op die verkeerde goed, en baie van ons sit miskien hierso vanoggend, en dis dalk juis ons probleem. Dis juis hoekom ek en jy ons geduld, ons nie meer onsself op soveel spasies verloor, is want ons aanbidding is gerig baie keer op dinge, op mense, op onsself. Baie meer van ons aanbid onsself as wat ons God aanbid. Wat is vir my belangrik? Wat kan ek hier uitkry? Wat is vir my lekker? Of jy aanbid jou vrou, of jy aanbid jou man, of jy aanbid geld, of jy aanbid jou werk, en jy gaan dit dalk nooit hardop sê, so, nee, daar sal nooit sê nie. Maar kom ek vra jou so vanoggend. Jou energie, jou geld, jou dade, jou lewe. As mense na dit kyk, kan hulle werklik sê, jou lewe praat van 'n mens wat God werklik aanbid. Of wanneer hulle na jou lewe kyk, sal hulle sê, oei nee, hierdie ou is net lief vir homself. Is net sy gesin, is net sy familie. Hoe lyk jou aanbidding? What is the object of your worship?
Jy sien, Kain het dit verloor, want sy aanbidding was nie reg nie. En dis die ding, onthou julle, God het die mens gemaak van die begin van tyd af. Jou primêre doel op aarde is om die Here te aanbid. Die oomblik wanneer jy jou aanbidding enigsins skuif na enigiets anders as hom, is wanneer jy dit gaan verloor. Maar vandag kan jy God se hart raak sien. Dat sy hart is genade en hy wil vanoggend na jou toe kom en vir jou te sê, as jy dit miskien verloor het, as jy miskien uit mekaar uitval vanoggend, as jy gebroken is en stikkend is, en jy verloor dit gereeld, mag jy vandag God se hart hoor om te sê, maar te midde van jou gebrokenheid is daar genade vir jou vandag. Maar hoor mooi, die genade is nie 'n verskoning om aan te hou lewe soos wat jy leef nie. En daai wil ek duidelik vir jou maak. Jesus Christus het nie kom sterf aan 'n kruis, sodat jy kan aanhou speel met sonde. Dat jy kan jou lewe. Jesus Christus het nie kom sterf, het nie kom genade onbeskryflik gee vir jou, sodat jy aanhou ander dinge en jouself aanbid nie. Hy het kom sterf, sodat jy God kan aanbid, sy naam kan aanhoor, dat jy sy teenwoordigheid kan beleef. Vriende, ek wil jou vra vanoggend, wie aanbid jy werklik? Is dit Jesus? Weerspreek jou lewe van Jesus? Of jouself? Tiffany, hulle gaan vir ons afsluit met 'n baie bekende aanbiddingslied. Dit is 'n lied waar ek baie mal is oor en ek wil jou vra vanoggend. Tydens hierdie lied is daar 'n geleentheid waar jy die nagmaal kan gebruik. As jy dalk gemis het toe jy by die deure ingestap het om nagmaal te kry, wil ek asseblief vra dat jy jou hand lekker hoog sal opsteek. Die personeel sal nou gou deurbeweeg vir die van julle wat dalk gemis is. Steek lekker hoog op, asseblief. Hier is nog so een in die middel. En terwyl die lied aan die gang is vanoggend, kan jy die nagmaal op jou eie tyd gebruik. Maar hoor gou mooi, ek wil jou vanoggend vra om nie noodwendig die nagmaal te gebruik, want ons almal doen dit, en dis die ritueel by die kerk. Nee, ek wil jou vra, as jy vanoggend weer wil terugkom by die ware hart van aanbidding, waar dit alles oor Jesus gaan, en nie jouself nie. Jy wil Jesus uitnodiging aanvaar, wil ek jou vra dan. En terwyl jy die lied dan speel, dat jy werklik weer God sal aanbid vir wie hy is. Dat jy sal terugkom by die hart van aanbidding. So daar waar jy is, kom ons geniet die nagmaal saam. Kom ons aanbid hierdie lied, en as jy kan vry wees tydens hierdie lied, om op te staan, jou hande uit te steek, hier Here te aanbid soos wat jy wil. Dan mag ons almal weer terugkom by die hart van aanbidding. Mag ek en jy dit nie mis nie. Kom ons geniet hierdie lied saam. Stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. Ons sluit die oor, dan bid ek vir ons. Here, vandag wil ons terugkom by wat die hart van aanbidding werklik is. Here, dat dit meer is as net 'n liedjie wat ons sing op 'n Sondag of 'n diens wat ons bywoon. Here, my gebed vandag is dat ons hele lewe aanbidding vir U sal wees. Daar waar ons werk, daar waar ons met ons vrou en ons kinders en ons mans gesels en werk en gesprekvoering doen, daar waar ons lewens besig is en daar waar ons in die karre ry, Here, daar waar ons 'n deal doen, bid ek, Here, dat U ons sal help. Dat ons lewens sal weerspreek van 'n God van wonders. Dat dit nie net iets is wat ons doen op 'n Sondag nie. Here, ek bid dat U genade groot sal rus oor elkeen van ons en dankie daarvoor. Vergewe ons, Here, wanneer ons ons lewens maak oor onsself. Wanneer ons aanbidding gerig is op onsself, wanneer ons eerder vir onsself luister as vir U. Dankie, Here, dat dit genade onbeskryflik groot is. Dankie dat U bloed Jesus dit bedek. Maar Here, ek bid vanoggend vir elke mens hierso, dat dit nie eens verskoning sal wees nie, maar dat ons hierdie geleentheid, hierdie genade sal gebruik om ten volle te lewe vir U. En Heilige Gees, daar waar ons dit miskry, daar waar ons van die pad afdwaal, daar waar ons dit verloor, mag U ons help. Mag U ons help om dit weer te vind, om U te vind, en op die pad te bly. Ek sê vir U dankie vir elke hart en mens in lewe hier vandag. En ek bid in die naam van Jesus dat U restaurasie sal bring soos net U kan. In Jesus naam bid en vra ons dit vandag.